Ek wil jullie vanmorgen hartelijk deelneem aan die sang. Lofoffer, loflieder is ook een gebed. Yeah.
Will it be
Mira
Hy alleen is waardig om die boek van die lewe te neem. Hy alleen is waardig om die boekrol se 7 seels te druk. Want hy alleen 2000 jaar terug as God vlees aangeneem en onder ons kom woon. En daar die prys wat geen sonde vergifnis vind plaas sonder bloedvloeiing nie. Daar die volmaakte prys van sonder sonde vir 'n sondige wêreld aan 'n kruis te sterf. Hy alleen is waardig om vanmôre my en jou herder te wees. Dankie Vader vir die seën wat ook vir ons sy Gees gestuur het om in ons te kom woon. Sodat vanmôre deur die krag van die Here se Gees ook hierdie woord wat vanmôre deur heiligheid geïnspireer in ons midde uitgegiet en gestort kan word. Halleluja, prys die Here. Amen. Jy kan nie sy plek hê. Amen. Ek dink as my die tyd loop terwyl ons sing, dan verloor die laptop sy plek. Gelukkig is mense wat komputervaardig is. En vanmôre hier kan kom en vir ons alles Ek gaan met julle getuienis deel. Gister was vir my 'n groot dag gewees. Omdat julle ek altyd getuig het,
hoe ek in 1996 dood verongeluk het. En hoe die pastoor met wie se vrou ek die ongeluk gehad het, en wie se voertuig ek gebots het, sy dogter vir my kom bid het, en my die dode uit teruggeroep het, en ek kon haar gebed hoor, terwyl ek as jong man verlore was. En gister het ek vir pastoor Paul van Renen na 28 jaar vir die eerste keer weer gesien. En toe ek daar voor staan en ek sê 28 jaar terug, het pastoor Paul van Renen sy vrou Jenny die oggend uit haar voertuig uit teruggeroep en gesê ek het in die nag 'n droom gehad dat ek net bloed sien en jy's in 'n ongeluk en die Here sê ek moet jou afsal voor jy vandag op die pad gaan. Dus begin huil en sy twee dogters gryp mekaar agter vas en ek deel die getuienis met hulle en Michelle sê vir my na die tyd toe jy instap het ek daar die kerk. En was so 'n mooi moment van na 28 jaar hoe God die pad volmaak weer gemaak het hoe ons weer by mekaar het gekom, want hulle is kort daarna, so 3 jaar daarna sal hy die Valdriehoek uit weg en is in die rand in en 28 jaar later nooi hulle, 25 jaar later nooi hulle pastoor van Renen om gister weer 'n diens te kom doen in Vanderbijl Park. Ja, wat 'n mooi oomblik van weersiens. Ja, sy sê, Michelle sê, sy was eintlik op die ongelukstoneel ook daar gewees. En sy beskryf my hoe erg het ek gelyk in die ongeluk. My hele oogbom was uitgeruk gewees. My hele gesig was stukkend gesny, glasstukke het in my gesig gesteek. En hoe die paramedici my gestabiliseer het en daarna na my die kliniek toe gevat het waar ek in ICU was vir 'n paar dae. Maar ja, dit was wow, dit was mooi. Ja, ek doen nog steeds met my wat ek wil moet doen. Ek wil nie met my al twee screens wys nie. Kyk, ons doen so. Okay. Right, die boodskap vandag, die 4 van herlewing. Ek word stil by die Gees van die Here en die Heilige Gees leef my hart, ek moet vanmôre 'n boodskap bring, die 4 van herlewing. En terwyl ons bid, ons, soos die Gees van die Here ons lei, en ons vra die Here om ons met profesie te kom besoek, en met ons profeties te gaan praat in ons gemeente. Maar daar is soveel valsheid vandag in die kerke wat profeties en profesie aanbetref. Dat baie van die profete vandag wat in kerke opstaan en hulle self profete noem, is niks anders as waarsêers. Want dit word altyd net gepraat oor hoe goed dit met jou sal gaan. Terwyl ons, as ons teruggaan in die woord en ons gaan terug in die Ou Testament en ons gaan kyk wat die pad wat ware profete van God gestap het, dan was dit om die sonde uit te wys. Die volk weer terug te bring by God uit, sodat daar weer heiligheid in die laar kon wees. Ek meen Jesaja was vir hierdie profetiese salwing wat op sy lewe was hy later om ons te bo gehang en in 2 gesaag gewees, omdat hy die waarheid van God gespreek het wat vir die mensdom onaanvaarbaar was. En terwyl ons dit sê Suster Jolande, ek voel God se Heilige Gees vuur van herlewing spoel so van die musiekbediening af oor die gemeente vandag. En sy het nie geweet dat die boodskap vandag gaan oor die vuur van herlewing nie. Maar ek wil dit vir jou oopbreek. Ek wil jy moet dit verstaan wanneer jy vandag hier uitgaan. Handelinge, die 4 van herlewing. Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Pinksterfees, Pentekostel, wat beteken dit? Die 50ste dag. 50 dae nadat Jesus Christus opgestaan is die Heilige Gees uitgegiet, uitgestort in die boventrek in Jerusalem. En het hulle met die krag van die Heilige Gees groot herlewing begin laat plaasvind
binne in Jerusalem waar Christus gekruisig was. Onbeskaamd, onbevrees opgestaan en die evangelie aan 'n gebroke wêreld wat verlore was, wat vasgevang was in verkeerde tradisies. Tot die kerk was vasgevang in 'n tradisie wat nie meer God se woord verkondig het nie. Die kerk van daardie tyd was meer gefokus op die offerkas en die tiendes van kruiement en van allerlei speserye en van geld en silwer en goud wat na die offerkas moes gebring word binne die tempel, as wat hulle gefokus was om die mens weer by God se hart uit te bring, want daar was 'n middelaar nodig gewees en Jesus Christus self moes as mens vir 33 jaar op hierdie aarde kom wandel. En toe word hy aan 'n kruis vasgeslaan tussen hemel en aarde. Want jy sien, ek en jy wat op aarde was verlore sonder God. Dis waar. En die Vader wat in die hemel was, met die sondeval van Adam en Eva, het daardie verhouding wat tussen God en mens was, gebroken geraak. En daar was 'n middelaar nodig, was om tussen hemel en aarde, die middelaar te wees, tussen die hemel en die aarde. En daarom moes hy hang aan 'n kruis tussen hemel en aarde, om die versoening te bring, tussen die mens wat verlore is, en God wat heilig is. En in daardie kruis, word die twee, God en sy skepping, die mens, weer met mekaar versoen, deur 'n middelaar wat die prys betaal. Maar ek wil vandag met u praat rondom herlewing. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat die Gees van die Here uitgestort is en in ons kom woon vandag, en die krag is wat ons met Vader versoen deur die waarheid wat in ons kom woon. Heilige Gees, my gebed vanmôre is dat u die woord sal oopbreek, dat dit eer sal bring aan u en dat dit deur u geïnspireer sal wees, wanneer dit oor die lippe van klei vloei, wat ook maar net vir 'n kort tydjie geleen word en dan is dit ook nie meer nie. Die vuur van herlewing. Handelinge 1 vers 8. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dan sal daar 'n vuur van herlewing wees. Maar wat is dit om die krag van die Heilige Gees te ontvang? Jy sien, dit is baie aangenaam om oor dinge te praat en bekende teksverse te quoteer en vandag. Dit is aangenaam om te kan sê dat Handelinge 1 vers 8 sê dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En jy sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Maar verstaan ek werklik wat hierdie skrif vir my sê wanneer ek dit lees? Wat is dit om met die krag van die Heilige Gees vervul te word en die krag van die Heilige Gees kom oor my en dis die krag wat my dryf om die Heilige Gees se vuur in 'n gebroke wêreld in te vat. Om dit te verstaan moet ons die karakter verstaan van wat dit beteken om met die Heilige Gees gedoop te word en dit vind ons in Jesaja 11 vers 2 en dit lees soos volg: en op hom sal die Gees van die Here rus. Die hom wat in hoofletters hier geskryf is die Here Jesus Christus, waarvan Jesaja profeteer dat wanneer hy uit die Jordaan uit gaan opkom nadat Johannes die Doper hom gedoop het en die krag van die Heilige Gees op hom kom, dan sal hierdie volgende kragtig tussen ons as mens deur God self uitgeleef word. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die vrees van die Here. As jy dit hier lees, dis 7 karaktereienskappe. En dan gaan ons haastig en ons kyk wat staan in Openbaring 3 geskryf en Openbaring 4 geskryf, wanneer hy sê dat die 7 geeste van God wat voor sy altaar is,
by jou besoek af nie. Daar die 7 geeste van God is nie letterlik 7 aparte geeste nie, maar dit spreek van die karaktereienskappe van God wat hier in Jesaja opgeskryf is, naamlik die gees van die Here, die gees van wysheid, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. Met ander woorde, wanneer die gees van die Here op my en u kom uitgestort word op Pinksterdag, wanneer ons vervul word met die Heilige Gees om sy getuie te wees in 'n gebroke wêreld, dan kom rus hierdie karaktereienskappe en as my lewe nie daarvan spreek nie, en ek sê net ek is 'n volgeling van Jesus, maar die karakter van Christus kom verander my nie as mens nie, dan het ek iewers iets gemis. Die gees van die Here, as Jesus Christus nie self met sy gees binne my kom woon nie, dan kan die wysheid van God nie binne my kom woon nie. Ek kan nie met goddelike verstand en wysheid wat deur die Heilige Gees geïnspireer is dink nie. Die raad van God, die sterkte, die kennis, en dan die laaste, wat in hierdie tyd waarin ons leef so duidelik sigbaar is, die mens het nie meer 'n vrees vir God nie. Die vrees van die Here wat binne my kom woon, maak dat ek sidder as ek aan sy heiligheid dink. Dit maak dat ek sidder hoe ek loop met my lewe, wat ek sê, wat ek doen en hoe ek optree in my lewe. Wanneer ek met die vrees van die Here vervul is, dan sal ek nie my vrou vloek nie. Want daar is 'n siddering binne my, dat ek moet eendag voor God gaan rekenskap gee van elke ydelle woord wat ek gespreek het op hierdie aarde. Elke woord van afbreek, elke woord van lastering, elke woord van vloek. Wanneer ek vrylik sê, ek maak wat ek wil, ek doen wat ek wil, en ek sê wat ek wil, want dit sê niemand kan my sê wat ek mag maak en mag doen nie. Wil ek vir jou sê, pas op, die vrees van die Here ontbreek in jou lewe. Amen, halleluja. En daarom kan ek dan nie myself proklameer dat ek 'n kind van God is, as die vrees van die Here my nie dryf en my rig en my lewe in spat rig nie. Wanneer word hierdie karakter van Christus binne my 'n vuurige werklikheid? Ek wil weer môre sê, jy kan Sondag vir Sondag in hierdie kerk sit, jy kan in enige kerk gaan sit, net waar jy wil. Maar as die volgende in jou lewe ontbreek, dan ontbreek daar 'n krag wat hierdie inwoning van die Heilige Gees in jou lewe laat ontbreek, sodat daar nie vuur van herlewing kan wees. En dit lees ons in 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5, wat soos volg sê, Paulus skryf hier, en my rede, my prediking was nie in oorrede en woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof en wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Met ander woorde, Paulus sê, vandat hy daardie ontmoeting met Jesus Christus op pad na Damaskus gehad het, en toe hy na Reguitstraat toe gaan, en daar kom Philippus, en hy praat met hom, en hierdie skille val van sy oë af, en hy begin met nuwe oë kyk na die lewe, hy begin met 'n nuwe krag, met 'n nuwe vervulling, die vervulling van die Heilige Gees wat binne hom woon, begin hy nou gedryf, wegbeweeg. Hy het aan die voete van Gamaliel in Jerusalem, waar die Fariseërs opgelei was om 'n Fariseer te wees, wat die wet onderhou het van kleintyd af, wat in die wet beweeg het, wat deur die wet gedryf was, hy wat in sy hart geglo, hy doen goed aan God om die Christene te vervolg, en juis op pad na Damaskus was om nog Christene in kettinge weg te trek, en na Jerusalem om voor die regsbank te gaan staan, om geoordeel te word oor hierdie kettery, hierdie lastering van hulle, om te sê dat hulle Jesus Christus volg. Toe Paulus op pad na Damaskus hierdie ondervinding, hierdie ontmoeting met Jesus Christus het, van daardie oomblik sê af, hy praat met menslike redenasie of menslike wysheid nie. Nie dit wat ek geleer het in 'n teologiese skool nie, dit wat ek geleer het aan die voete van Gamaliel nie, maar nou gedryf deur die Heilige Gees, praat ek 'n ander taal. Praat ek die taal gedryf deur God wat binne my woon, en praat ek wyshede wat vir die mens wat na die vlees leef, na dwaasheid klink. Want dit wat in die vlees is, vir hom klink die geestelike en die dwaasheid. En hy wat in die gees beweeg, vir hom is die vleeslike en die dwaasheid. Hoe meer ons begin beweeg in hierdie kragtige, vurige verhouding met God, nie godsdienst nie,
Logos, die woord, die geskrewe woord maak, die letter maak dood, maar die Gees van God maak lewendig. Wanneer die rema en woordelike krag van die Heilige Gees binne my kom woon, en ek word nou gedryf, vernuwe, die ou mens het gesterf, die ou mens wat na die verstand gedink het, die ou mens wat in die vlees opgetree het, die ou mens wat by die vlees gesê het, ek maak wat ek wil, ek sê wat ek wil, ek doen wat ek wil, word nou deur 'n ander vuur, die vuur van die Heilige Gees, wat self sy krag op my hart, sy altaar aan die brand kom steek, nie menslik aan die brand gesteek, die Here God self aan die brand gesteek, woon nou op my hartstawel. En hierdie vuur dryf my om 'n vrees van God te hê in dit wat ek doen. 'n Vrees. Hy's heilig. Hy's nie 'n mens nie. Hy's nie my maat nie. Maar tog noem hy my sy vriend. Maar hierdie vriendskap is heilig. Hierdie vriendskap is opreg. Hierdie vriendskap is iets wat in my hart gebore word, omdat God vir my 'n prys betaal het en my kom aanraak het en my syne kom maak het. En nou woon ek gedryf deur hierdie Heilige Gees vuur. 'n ander uitkyk op die lewe. Herlewing is nie iets wat ek kan bid wat net op 'n dag iewerste in 'n parkie begin nie. Herlewing is die vuur wat God in die mens se hart aan die brand steek. Wat 'n vuur word, wat gedryf word, gee my 'n siel vandag om van Jesus te vertel. En terwyl ek bid, dat die Here my 'n siel gee om van hom te vertel, dan bid ek, Here, maak toe die werke van die vyand op hierdie aarde. Kom maak toe, Papa Vader God, dit wat die mense verstand kom verduister. Kom maak toe dit wat die mens so maklik in 'n ander rigting laat inhardloop, weg van God af in sy eie redenasies, kom maak toe. En wanneer ons gaan kyk daarna, wanneer elke keer van herlewing uitgebreek het, die Walliese herlewing, die herlewinge in Kanada, wat gebeur? Dadelik maak die drinkplekke toe, die kroeg maak toe, die dranplekke maak toe, die bordele maak toe, al hierdie plekke maak toe, want daar is skielike vuur wat binne in die mens se hart 'n honger na God aan die brand kom steek, en daardie honger dryf die mens na sy knieë, dryf hom na die plek toe dat hy sê, o God, ek is verlore sonder U, kom ontmoet met my, kom vul my, ek wil 'n nuwe lewe hê, ek is moeg vir hierdie ou lewe, ek is moeg vir hierdie leemte wat niks kan vul behalwe die Gees van God wat binne my kom woon, en daarin begin herlewing, daarin begin 'n gebied aan die brand gesteek te word, maar daar is iets wat moet gebeur, voordat ons by dit kan uitkom in Handelinge 2, nou Handelinge 1 sê die woord vir ons, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies word, maar toe moes hulle iets gaan doen, voordat hierdie opdrag in vervulling kon kom, Handelinge 2, vers 1 tot 4, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl die kind van God verdeeld is in 'n gebied, hierdie kerk stryd teen hierdie kerk, en hierdie een stryd teen hierdie een se ideologie, en hierdie een stryd teenoor daai een se teologie, en daarin stryd teenoor daardie een se grondwet, en hierdie een stryd teenoor dit. Ek praat nie van ons moet hande vat en kompromissie maak met dit wat goddeloos is, en dit wat godslasterlik is, wat vandag in kerke uitgebasyn word as die evangelie van Jesus Christus. Ek praat van die ware kerk van God, die geesgedryfde man en vrou, wat sê ek het 'n verlange dat God weer die goddeloosheid in my gebied sal kom uitdelg, dat daar weer Godvreesenheid kan wees. Daardie oomblik wanneer ek in daardie vuur begin opstaan en begin te bid, wil ek vra dat die Here dan, wanneer ek op my knieë lê, dan sal my gebed nie wees, Here, kom verander my omstandighede. My gebed sal wees, Here, rig die arbeiders in die oesveld op, want die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Karabasinder mashavane kindershabete. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis geval waar hulle gesit het. Toe steur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gee om uit te spreek. Ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie ander tale was Arabies. Amen.
Hierdie ander tale was Aramees. Hierdie ander tale was Egipties, want daar was op daardie stadium 'n feestelike samekoms in Jerusalem van baie was 'n volgelinge wat bymekaar gekom het in Jerusalem om die Pasga te vier. En daarom was daar uit verskillende taalgebruike wat die Hebreëus nie verstaan het, wat die Grieks nie verstaan het nie, wat ook moes hoor dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, is die opgestaande krag van God, wat vandag in Jerusalem herlewing wil laat uitbreek. Halleluja. Kira Vasavadrushle. Daarom toe is hulle tonge gesien so van vuur wat hulle self verdeel en elkeen vir hulle gaan sit en is almal vervul met die Heilige Gees en hulle begin spreek in ander tale. Die vuur van herlewing begin in eendragtigheid. As jy herlewing wil sien in Suid-Afrika uitbreek, of môre vir jou ook sien op YouTube, as jy herlewing in Suid-Afrika wil sien uitbreek, op stry teen jou broer en jou suster wat ook Jesus volg. Begin te bid dat God die ware bruid van Jesus Christus in Suid-Afrika sal laat opstaan en 'n eenheid van gebed voor God in 'n boefretrek. Geestelik in boefretrek met mekaar sal kom. Dat die manne en die vroue in Suid-Afrika nie elkeen sy eie vuurtjie wil aan die brandsteek en sê, wanneer ek hier in vereniging in 3 riviere gaan begin bid, gaan die herlewing uitbreek nie. Ons moet begin om van ons eie selfgesentreerdheid los te breek en Jesus weer die middelpunt van ons lewens te maak. Dat die krag van die Heilige Gees die eer sal kry wanneer die herlewing, wanneer die verandering plaasvind. Herlewingsvuur kom wanneer ons weer terugkeer en opkyk en God aanbid vir wie hy is. En op met ons eie agendas en ons eie idees en ons eie planne. Vuur van herlewing. Handelinge 2 vers 37 en 38. Of vir vanoggend sê die vuur van herlewing moet ek eerstens 'n opdrag kry. Eerstens opdrag kry. Die disippels het 'n opdrag gekry. Amen. Dat julle sal die Heilige Gees ontvang. Yes. En toe hulle die opdrag kry, toe raak hulle in eenheid van gebed. Sodat die opdrag vervulling kan kom. As jy môre my vra, maar ek het nog nie 'n opdrag gekry. Dan is my vraag, is die woord van God vir jou geskryf? Of as jy vir iemand anders skryf. Maar die woord van God sê vir my in Matteus 28, dat ek en jy moet uitgaan. Amen. En hierdie evangelie aan almal gaan verkondig. Yes. Aan volke, tale en nasies. En hulle by die Here uitbring en hulle dan doop. En wanneer ons hulle gedoop het, moet ons hulle leer hoe om hierdie bekering wat die doop vooraf gegaan het, dit kan gaan uitleef in krag en 'n vuur waar hulle beweeg. Daardie oomblik wanneer die Gees van God my daartoe dryf, dan begin die volgende gebeur. Toe hulle dit hoor, dis die mens wat daar in Jerusalem is, eerstens kry die disippels se opdrag in Handelinge 1 vers 8. Hier in Handelinge 2, in eendragtigheid word die Heilige Gees uitgestort soos 'n vuur. Met 'n magtige rukwind. 'n Ander dag sal ek vir jou preek. Iets wat vir my gister oor opgegaan het oor die 2 rukwinde. Asof een rukwind wat jy gaan besoek of 'n ander rukwind. En jy sien toe in Job, die Satan voor God verskyn. En hy kom kla vir Job aan. Job, God gee hom die opdrag, jy mag vir Job gaan toets. Maar hy mag in sy lewe nie vat nie. Sê daar het uit die bar in die woestyn, die godverlate plek, 'n rukwind opgetrek en die huis op sy kinders laat instort. Daar kom 'n rukwind en dan kom 'n rukwind wat in Jerusalem en die boefretrek die kind van God met God se gees kom vervul, met God se krag kom vervul. Maar dis vir 'n ander dag. Handelinge 2 vers 37 tot 38. Toe hulle, dis die mense wat daar in Jerusalem is, wat in elkeen se eie taal hoor,
Petrus en die disippels en almal wat in die boefvertrek was met hulle praat, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en ander apostels sê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedeel word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek sien daarom breek iets in die kerk vandag. Wat ek beleef het toe ek as jong man tot bekering gekom het in 1990. Ek sien nie meer mense in trane breek voor God en in trane voor God hulle hart uitstort en sê, Here, ek is verlore sonde. Bekering vandag is so 'n maklike proses. Kom gou voor toe almal wat die Here wil aanneem. Ons staan gou hier voor en bid agter my aan die sondaarsgebed. Gryp, nou is julle almal gered. Nee, meneer. As jou hart nie persoonlik voor God breek nie, was daardie gebed so pas 'n kragtige gebed geweest. Ek kan nie mense emosioneel in 'n diens opsweep of vorentoe te stroom en nou wil ek die Here aanneem as my saligmaker, want ek het jou nou bang gepraat as jy nie die volgende stopstraat maak nie. Wat van as jy volgende stopstraat nie maak nie, jy sterf sonder Christus. Nou is jy bang, jy's emosioneel opgesweep. En hy vrees hy stap hier vorentoe. Nie hy vrymakingskrag het nie. Hy vrees hy. Nou kom staan jy voor in die bid agter my aan dat jy erken dat Jesus die middelaar is. Jy erken dat hy die seun van God is. Maar wanneer jy by daardie deur uitstap, dan klim jy jou kar nog voor die by die huis en jy 'n vrou uit mekaar uitgevloek. Bekering is 'n persoonlike saak. Dis 'n saak van ek moet voor God breek. En ek moet erken, Here, ek is verlore sonder U. Here, ek kan nie 'n dag langer sonder U. Ek smag dat U met my sal ontmoet. Dat U my kom red uit hierdie omstandighede wat my eie tong my elke keer invat. Jy sien baie keer daar verlang aan die mens om in oorwinning te leef, maar as hy of sy haarself kry, is hulle besig om met hierdie selfde tong wat hulle vanmôre God geloof het, hulle broer te vervloek. Of hulle huisgenoot uit mekaar uit te vloek. Jy kan nie so die Here dien nie. Jy gaan verlore gaan. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jy gaan verlore gaan as die Here nie jou kom vernuwe en jou ou mens laat sterf, sodat daar 'n nuwe mens binne in jou gebore word, wat ingestel is om in God in vrees en bewering jou pad van heil uit te werk, om eendag reg te wees wanneer Jesus sy bruid kom haal. Jy moet waaragtig bekeer. Amen. En as jy die woord verf met daar in Handelinge 2 vers 40, en met baie woorde het hulle beswere vermaning, met baie woorde het hulle beswere vermaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blyskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele by. Herlewing. Herlewing. Hoe het die herlewing in Jerusalem plaasgevind? Is dit iets wat net gebeur het? Ja, dat was 'n opdrag. Jy sal krag ontvang. Wanneer jy die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle my getuies wees in Jerusalem. En dan in Judea. En dan in Samaria. En dan tot aan die uiterste. Maar jy sien wanneer die Gees van God se vuur begin werk, dan hark dit. Dan hark dit. Maar na die opdrag moes daar eenheid wees. Daar moes gebed wees. Daar moes stil word voor God wees. Daar moes 'n skoonmaak sessie wees. Daar moes 'n retrospeksie en 'n introspeksie oomblik wees van my eie lewe voor God. Vader, ek verlang dat U die goddeloosheid se kakebeen moet kom breek. Maar ek moet stil word. En op my eie lewe in retrospeksie neem. Hoe praat ek? Hoe leef ek? Maar ek verlang dat God my land, die wêreld moet verander met sy Gees. Hoe kan ek verlang dat God herlewing moet bring, maar ek leef soos 'n goddelose? Maar Sondag wil ek soos 'n heilige wees. Hoe kan ek verlang dat God ernstig moet wees oor my gebed, as my eie lewe nie spreek van Godvreesenheid nie? As my eie lewe nie by die plek is dat ek op my knieë lê vir arbeiders in die Oesveld. As my God nie stil word en sê, Here, ons kan nie langer sonder U.
Here, die vyand slaan gate in ons laring, die vyand slaan gate deur die samelewing. Here, wat en waar skiet ons, waar vat ons mis? Dat die vyand kan maak wat hy is. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maar om die krag te ontvang, moet hy eenheid wees. Die bruid in Suid-Afrika moet opstaan. Die kind van God moet ophou om mekaar te veg. Moet ophou om teen mekaar te veg. En dan moet begin hande gevat word. Maar begin by jou binnekamer. Amen. Begin in jou eie persoonlike lewe. Want hoe vat ek hande met Jan as my eie lewe nog nie in myne is nie? Ek moet voor God gaan breek en ek moet vir God vra. Here, is ek dalk hier, Here? Omdat my huishouding chaos is my gebied in chaos. Omdat ek die hele dag in negativiteit praat, omdat ek die hele dag in haat praat, is ek nie dalk die vuur wat help om hierdie groot vuur van haat in die omgewing aan die brand te steek, omdat ek self praat soos die res van die wêreld praat. Wat 'n vuur brand in jou? Met watter vuur veg jy vuur? Die vuur van God wat op jou altaar in brand gesteek is, waar die vuur van die vyand van verwoesting aan buitekant veg, omdat ek weier om in vlees en bloed te veg, maar gedryf deur die Gees van die Here te veg. Wat dryf my? Wat vat my na die kant? Dat ek kan sê ek is uitverkoop. En dan, wanneer die Heilige Gees uitgestort sal wees, sal jy onbeskaamd hierdie evangelie wat jy gaan verkondig. Hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê. En ek het dit al by geleenthede gesê, dit sê nie nou het jy die krag ontvang, jy het nou 'n ontmoeting met God of in die binnekamer en nou stap in jou werksplekke en dan wil jy gaan preek in jou werksplek. Jy is gehuur vir 'n taak. Amen. Halleluja. Fokus op jou werk. Yes. Ek praat hiervan om met so 'n vervulling van die Heilige Gees te beweeg in jou werksplek, dat mense in jou sien daar's 'n verandering. Daar is 'n ander taal wat in hierdie persoon kom. Daar's 'n ander liefde vir vuur wat binne hom brand, dat hulle uit hulle eie sal kom en sê, dit wat jy het, wil ek ook graag hê, wil jy my nie daarvan vertel. Amen. Dis waar. Jy moet so vurig leef, dat die Gees van God duidelik in jou lewe sigbaar is. En dan kan jy vir ander vertel. By geleentheid, soos die Gees van die Here die deur oopmaak om vir iemand te vertel. Hoe gevaarlik is dit om te voel ek moet na my werksplek gaan en ek moet almal van Jesus gaan vertel, maar 15 minute later vloek ek meneer werker uit mekaar uit. Jy bring skade in die koninkryk. Dis waar. Alles skade in die koninkryk. Dis waar. Hier is nie ek my gewete stil maak. Hier is 'n vuur wat my dryf om dit verhouding met God hê. Amen. En hierdie vuur vat my na plek toe dat ek versigtig praat van regio. Versigtig praat, meer luister en minder praat. En dan wanneer ek in daai vuur beweeg, dan kom ek by die plek dat ek ophou speel. Yes, dis waar. Kom op by die plek dat ek ophou 'n masker dra op 'n Sondag. Dis waar. Ek het onderrig in die teaching gesê, die vyand lewer vir jou in die hel uit 'n masker af. Dis waar. En Sondag is dit jy 'n masker gee op. Dan wil jy nou hoog heilig wees, jy wil nou super mooi lyk vir mense, maar intussen vloek jy mense die beduis mekaar. Intussen kan jy jouself nie eens gedra op die pad nie. En hier op Sondag wil jy super heilig wees. Jy sit jou maskertjie op. God wil jou maskertjie breek. Hy wil jou hart uitkom. Yes, Hy halleluja. wil dat jou hart genuine voor hom moet breek. En dan dit wat op jou gesig is, genuine is wie jy is. Amen. By die kerk, maar ook by die werk en by die huis. Yes. Die Gees van die Here sê vir my die boodskap is afgelewer. Die boodskap is afgelewer. Amen. Kom ons bid saam. Here, die instrument wat vanmôre hier die woord afgelewer het ook gehoor wat U gesê het. En hierdie woord is ook vir my om dit te gaan uitleef. Ja, my gebed is dat U in hierdie gemeente godvreesende manne en vroue na U hart sal oprig.
wat U met hulle hele lewe liefhet, met alles wat in is, met al hulle krag en al hulle mag en alles wat in hulle is, U liefhet. En begeer dat U Heilige Gees hulle tong sal beheer. Nie meer die wil of die krag van hulle eie besluite nie, maar die Heilige Gees se inwonende krag, 'n vuur wat alles konfronteer wat nie van U af is nie, en iets heilig tot eer van U naam in ons hart aan die brand kom steek. Sodat ons U kan eer in alles wat ons doen. Sodat die wêreld kan sien die liefde van God woon en het nog nie verdwyn in Suid-Afrika nie. Heer, dan bid ons in daardie vurigheid van 'n ontmoeting met U, dat U die bruid, die kerk in Suid-Afrika sal laat opstaan, wat die vuur van God en vrees vir God uitlewe, en die woord nie verdraai of kompromie met Satan en sonde aangaan nie, maar vuur vir God lewe in alles wat hulle doen. Of hulle gekruisig word of hulle nie gekruisig word nie. Vuur vir God en God se woord, sodat daar lewing kan uitbreek, waar die werk van die vyand kon verbreek. Dis gebed vanmôre in Jesus.